Wat se fees is dit gewoonlik? Kersfees. Dis vir mense oor die algemeen. Kyk ons maar die kinders. Kersfees. Dat hulle kry persente. En oor die algemeen maak ons iets groot van Kersfees. Terwyl die fees, om die grootste van te maak, is die Paasfees. Dis op hierdie dag wat ons, as ons skaalbout in die oond het, van die vrieskas het, om hom uit te haal, om mense te nooi, om feest te vier, tot eer van die Here. Mag hierdie dag dan vir u kosbaar en spesiaal wees. Kom ons sit net so, dan bid ons vir 'n oomblik saam. Stuur Here u lig en u waarheid, laat die ons lei, laat die ons bring op die heilige berg, Here, en in u heilige teenwoordigheid. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede van God ons hemelse Vader en sy Seun Jesus Christus word aan u geskenk en ryklik vermenigvuldig deur die werking van die Heilige Gees van God. Amen. Ons gaan begin deur 'n lied te sing, staande om die boodskap in te lei. Deur te sing in kruis. Dankie, kom maar sit. Benny, sal jy net vir ons kyk of jy vir ons dalk later daardie lied kan speel. Nou baie dankie en baie welkom. Ons is bly u is op hierdie oggend saam met ons. Nou as jy die woord van die Here saamgebring het, kan jy oopmaak by Lukas hoofstuk 22. Lukas 22. Lukas 22. En gaan ons ook lees Matteus 26. Dan meneer die oggend moet jy praat rondom die sakrament. Het was genoemd die heilige sakrament, die nagmaal,
wat 'n teel, 'n teken en seël is. Baie keer gebruik ons die nagmaal en ons nie terdee bewus van alles wat gebeur nie. Lukas hoofstuk 22 gaan ons daar saam lees vanaf vers 7, maar voordat ons lees, kom ons dit net weer dan vra ons die Here se seën op sy heilige woord. Here Jesus, baie dankie dat ons die voorreg het om U te kan nader vanmôre. Dierbaar is U, dierbare verhoogde Here Jesus. En soos ons nou gesing het, deur te sien op die kruis is daar lewe. Vers 3 sê vir ons, nie jou trane, gebede, bekering of berou nie. En ons sal dink, dis redelik belangrik, ons trane wat moet vloei, ons gebedjie wat ons moet opsê, en ons bekering, en ons berou oor sonde, dis dit seker wat ons red, dink ons baie keer. Maar dit is nie ons trane, gebede, bekering, berou nie, maar net sy bloed werk versoening vir ons. En in hierdie oggend, Here, is ons oog onverdeeld op U gerig. Here, ek dink baie keer daaraan, as ons eendag voor God staan en of as ons sterf en die engel kom staan oor ons en hy sou vir ons sekere vrae vra, dan sou ons tog na binne gekyk het. Here, ek dink aan daardie teks in Psalm waar hy sê, wie mag opgaan na die huis, na die berg van die Here, hy wat rein van hande, suiwer van hart, wat sy siel nie ophef tot nietigheid en nie vals sweer nie. Here, is ons onskuldig aan daardie punte? Is ons onskuldig? Is ons rein van hande? Kan ons vanmôre sê, ons hand het nog nooit sleg gedoen nie? Is ons rein van hart? Het ons 'n gereinigde hart? Nie net 'n geredde hart nie, maar 'n gereinigde hart. Die Bybel praat van reiniging wat na wedergeboorte moet plaasvind. Here, kan ons vanmôre, as die engel ons sou kom haal, sê ja, ons te gereinigde hart. As ons vra, het ons suiwer hande, of het ons al 'n afgod in ons lewe gehad? En dit kan baie verskillende goed wees. En ons hande, en ons mond, het ons al gelieg. Daardie 4 goed van Psalm 24. Here, en ons sal skuldig wees aan dit. Here, as ons vanmôre na binne kyk, dan sien ons sonde. Here Jesus, maar as ons vanmôre na die volbragte werk aan die kruis kyk, dan is daar lewe. As ons na onsself kyk, is daar mislukkings en val en opstaan lewe. Here Jesus, maar as ons na U kyk, dan sien ons iemand wat skoon was, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, maar rein en heilig. Here, help ons vanmôre om nie te let op ons nie, maar om weg te kyk van ons na Christus en die oog vanmôre onverdeeld op U te hou. Baie dankie vir die geleentheid. Ons vra, Here Jesus, dat U hier sal wees en dat U U woord in ons harte sal seën. Dat ons, as ons hier uitstap, U, Here Jesus, verheerlik. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.
Ons lees saam Lukas 22 vanaf vers 7. Ek gaan nou gedeelte dalk oorspring. Vers 7 sê: En die dag van die ongesuurde brode het gekom, waarop die Pasga geslag moes word. Toe stuur hy Petrus en Johannes en sê: Gaan berei die Pasga vir ons, dat ons dit kan eet. So wat het aangegaan? Die Bybel is baie duidelik. Die donderdag aand of die aand voor die lam geslag is, het aangebreek na 6 die aand. En daarom kon hulle al van donderdag aand, of as dit vroeër plaasvind die vorige aand, kon hulle al die Pasga vier, die Pasga eet. So hier dan die aand voor Jesus se kruisiging, en die Here Jesus sê vir hulle: Dis tyd, gaan berei vir ons, sodat ons die Pasga kan geniet. En dan antwoord hulle: Kyk, julle sal in die stad inkom, sal 'n man julle ontmoet wat 'n kruik water dra, volg hom na die huis waar hy gaan. En dan sê die Here Jesus vir hulle: Hy sal vir julle 'n kamer gee, berei dit voor vir 'n Pasga tot ons. Vers 14. En toe die uur kom, het hy aan tafel gegaan en die 12 apostels saam met hom. En hy sê vir hulle: Ek het baie sterk daarna verlang om hierdie Pasga met julle te eet, voordat ek ly. Want ek sê vir julle, ek sal sekerlik nie meer daarvan eet, voordat ek in die koninkryk van God vervul is nie. En toe hy die beker neem, dank hy en sê: Neem dit en deel dit onder mekaar, want ek sê vir julle, ek sal sekerlik nie drink van die vrug van die wynstok, voordat die koninkryk van God gekom het nie. Daarop neem hy die brood, en nadat hy gedank het, breek hy dit, en gee dit aan hulle en sê: Dit is my vlees. Dit is my liggaam, wat vir julle gegee is. Doen dit tot my gedagtenis. Vers 20, net so ook die beker na die maaltyd, en sê: Hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Dit is die Nuwe Testament in my bloed, wat vir julle uitgestort word. Maar kyk, die hand van hom wat my verraai, is by my aan tafel. Die Seun van die mens gaan wel heen, volgens wat bepaal is, maar wie daardie man, deur wie hy verraai word. Net tot sover daar in Lukas, en dan in Matteus 26, wil ek ook net 'n paar vers saamlees, vers 26, vers 17 sê: En op die eerste dag van die ongesuurde brode kom die disippels na Jesus en sê vir hom: Waar wil u hê ons vir u moet klaarmaak om die Pasga te eet? So hulle maak gereed om die Pasga te gebruik. Vers 26. En terwyl hulle eet, neem Jesus brood, nadat hy gedank het, breek hy dit en gee dit aan die disippels en sê: Neem, eet, dit is my liggaam. Toe neem hy die beker en nadat hy gedank het, gee hy dit aan hulle en sê: Drink almal daaruit, want dit is my bloed, die bloed van die Nuwe Testament, wat vir baie uitgestort word tot vergifnis van sondes. Maar ek sê vir julle, ek sal van nou af nooit meer van die vrug van die wynstok drink nie, tot op daardie dag, wanneer ek dit met julle nuut sal drink
in die koninkryk van my Vader. Vereers net tot sover dan uit die woord van die Here. So as ons kyk na die gedeeltes, dan gaan dit oor die nagmaal wat hulle gebruik het. Maar eintlik het hulle nie die nagmaal gebruik nie, hulle het eers gereed gemaak vir die Pasga. Nou sal u vra, is die Pasga en die nagmaal dan nie dieselfde nie? Nou wil ek vir u sê, nee, dit is nie dieselfde nie. Die Jode kom nou by mekaar, of het by mekaar gekom, en hulle herdenk die Pasga. En hulle slag die lammetjie. En ons slag nie vandag 'n lammetjie nie. En ons sal nou daarby kom. So daar is dan 2 sakramente wat die woord van die Here vir ons gee in die Nuwe Testament. En hierdie 2 is dan die doop en die nagmaal. Die doop is 'n teken en seël van dit wat Jesus aan die kruis gedoen het, sodat God met ons in noue verbintenis, in noue verband kan saamleef. Dat hy vir ons 'n God kan wees en ons vir hom kinders kan wees. Nou en dan die nagmaal gaan ons nou na kyk, ook as teken en seël. Sakrament verduidelik hierdie 2 goed. Teken en seël. Baie keer weet ons nie wat is hierdie woord sakrament nie. Sakrament beteken net die teken, wat is die teken en die seël van dit wat ons doen. Die vroeë kerk het van die nagmaal gepraat as die Agape fees. Agape fees. Die fees van liefde, waar die liefde vir ons bewys is daar aan 'n kruis. U ken Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het. So die liefde van God word vir ons gewys daar aan 'n vloekhout. Die Agape fees, verder het hulle gepraat van die sakramentfees, en dan het hulle ook gepraat van die Eucharist. Eucharist, wat praat van om to thank, om dank uit te spreek. So dis wat die vroeë kerk, nou praat ek van 100, 200 na Christus, het van hierdie fees gepraat, nie as die Paasnaweek of as die Pasga, nee, hulle het gepraat van die Agape fees, die fees van liefde, waar liefde vir hulle werklikheid geword het. Van dank waar hulle kan sê, daar het hy vir ons bewerk. Van die sakrament, wat vir ons uiteindelik lewe wys. Nou ons lees verder in Lukas, dat Lukas sê die Here Jesus, my tyd, my uur het gekom. Nou voorheen in die Bybel lees ons, dat die Here Jesus sê, toe hulle hom wou doodgooi met klippe, toe sê, my uur het nog nie gekom nie. En hy het onder hulle uit verdwyn. Want sy uur was nog nie daar nie. Later toe sê, my uur is naby. Wanneer hulle my gaan vat, en my vervolg, en ek gekruisig gaan word. En nou skryf hulle neer van die Here Jesus se woorde, dat die Here Jesus sê, die uur het gekom. Die uur is hier. In Lukas 22 vers 14. En dan in Lukas 22 vers 15 sê die Here Jesus hierdie woorde. O, ek het sterk daarna verlang om hierdie Pasga saam met julle te geniet. So hy sê, nou is die uur van welbehae, nou is die tyd wanneer ek verhoog gaan word. En ek het sterk verlang na hierdie uur. Sterk verlang na hierdie Pasga wat ons nou gaan geniet. Maar dan hanteer hulle nie die Pasga soos wat die Jode dit hanteer nie. Die Here Jesus verander van die liturgiek. Die liturgiek is die vorm wat jy doen en die gebeure in volgorde wat jy dit doen. So die Here Jesus verander aan die liturgiek. Met ander woorde, as jy vanmôre hier in sou gestap het
en ons het eers die nagmaal bedien, en dan het ons gesing, en dan het ons die afkondigings gedoen, en dan het ons gepreek, dan is die redelijk die mekaar. Wat gaan nou hier aan? Die liturgiek is verander. Nou net so, het die Here Jesus die liturgie by die geleentheid verander. Hy het sterk verlang om hierdie geleentheid met hulle te deel. 1 Korintiërs 11 vers 23 tot 26 skryf Paulus die nagmaalsformulier, skryf hy die volgende: En ek het van die Here ontvang wat ek aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus het in die nag waarin hy verraai is, die brood geneem en gebreek en gesê, neem eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek is. En na die ete ook die woorde, die beker, en hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed, so dikwels as julle daaruit drink. En dan sê hy verder, vers 26, want so dikwels as julle hierdie brood eet en in die beker van die Here drink, verkondig julle, so dikwels as julle dit eet en drink, verkondig julle die dood van die Here Jesus. Lukas 22 vers 19 tot 20. Die Nuwe Testament wat aangebreek het. Die Nuwe Testament lees ons in beide Lukas en Matteus. Die bring hulle in, bring die Here Jesus die woord in, Nuwe Testament. Watter Oud-testamentiese gebruik word vervang deur die nagmaal? Ons sal nou kyk in die Ou Testament na wat se gebeurtenis in die Ou Testament vervang die nagmaal. En Jesus verander die liturgie, die orde van die Ou Testament. Nou wanneer ons vanmôre praat oor die nagmaal, sodat u wat hier sit die ernstigheid van die nagmaal insien en kan weet dat dit nie net ritueel is om klaar te kry nie, maar dat hierdie tafel staan bekend as die heilige tafel, die heilige nagmaal. En waarom is dit dan heilig? Waarom laat ons nie toe dat enige een daarvan gebruik nie? Veral nie kinders nie. Ons sal nou verder daarby stil staan. Maar dat daar oor hierdie tafel gewaak moet word. Ek weet in die tyd waarin ons lewe, veral met die Hebrew roots en baie van die ouens sê nee wat, hulle weet wat hulle doen en hulle gebruik het by die huis telkens, gereeld, elke aand. En as niemand wat vandag meer waak oor die tafel nie. Weet jy hoekom hou ons dit in die kerk? Die kerkraad moet waak. God gaan die kerkraad verantwoordelik hou vir hierdie tafel. Hierdie is 'n heilige tafel. En daarom moet ons versigtig wees wanneer ons dit gebruik. En nou kyk ons na die gebruik in die Ou Testament. Die Ou Testamentiese gebruik wat verander is om die nagmaal te vier. Eksodus 12 is dan die groot gedeelte waaroor vanoggend gaan. Eksodus 12, die 10de gebod, die 10de plaag wat hulle getref het, die dood van die eersgebore kind. Eksodus hoofstuk 12. Waar die Here dan vir hulle sê, die doodsengel gaan verbykom. En as daar nie bloed is nie, dan gaan daar die huis getref word. Daarom, neem vir julle 'n lammetjie op die 10de dag. Kyk na hierdie lammetjie, ondersoek hierdie lammetjie van die 10de tot op die 14de. Ondersoek hierdie lammetjie of hy gebreke het. En ondersoek hom of hy waardig is om die pasgalam te wees. En hulle ondersoek hom dan vir 4-5 dae voordat hulle hom slag. En dan moes hulle die bloed aan die deurposte sprenkel. Aan die kant en bo. Ek weet daar is vandag ook ander gebruike, dat hulle ook die vloer en bakkie by die vloer moet sit.
En ons ouens wat vandag uitgaan en met bloed besprenkel. En hulle dink dat hulle daarin iets het. Maar dit is net 'n beeld in die Ou Testament. Daardie ritueel gaan vir jou vandag niks help nie. Die lam moes hulle gebraai het, wat geslag is, en daardie aand moes hulle dan die lam neem en eet. Hang af hoe groot die huisgesin was, moes hulle het geëet het, en dit wat oorgebly het, wat moes hulle daarmee gemaak het? Hulle moes dit die volgende oggend geoffer het. So daardie lam moes dan die volgende oggend geoffer word. Alles wat oorgebly het. Nou vra ek vir u, die bloed is daar, die lammetjie is daar, maar waar is die brood? Waar is die brood? As dit die nagmaal is, waar is die brood? Nee, hulle eet vleis. Moet ons nie hierdie brood met vleis vervang nie. Weet vir ons wat lief is vir vleis, die manne, braai vleis, skaap, sal sê, ja asseblief, vervang dit vir ons. Maar waaroor gaan dit? In Johannes 1 vers 29 staan daar, Jesus het nader gekom, en Johannes die doper, en toe hy Jesus sien, toe sê hy, daar is die lam van God, wat die sonde van hierdie wêreld sal wegneem. Daar is hy. En van daar af was die oë op die Here Jesus gehou, as die lam van God, die een wat die sonde van die wêreld sal wegneem. Jesaja 53 vers 6 sê, soos 'n lam wat na die slagplek gelei word, en soos 'n skaap wat stom is voor sy skeerders, ja, hy het sy mond nie oopgemaak nie. So die Here Jesus is soos 'n lam na die slagbank geneem. En daar het die Here Jesus sy mond nie oopgemaak nie. En so gaan dit dan in vervulling. Jesus word daar die nag gevang, nadat hulle die Pasga geneem het, nadat hulle nie in Getsemane gaan bid het, en hy daar gevangene geneem is, staan Jesus voor Pilatus, en hy vra al hierdie vraag vir Pilatus, ondervraag die Here Jesus, en hy vra, gaan u my niks antwoord nie? En Jesus se mond is stil. Soos Jesaja 53 vers 6 geprofeteer het. Die lam is na die slagplek gelei, so skaap stom is voor sy skeerders, ja, hy sal sy mond nie oopmaak nie. En Jesus het daar sy mond gehou. Weet julle hoe erg is dit? Die betekenis daaraan, dat die stem van God was daai oomblik stil. Vreeslik om te dink, dat die stem van God stil is. Jy praat met God, jy pleit by hom, maar hy antwoord nie, want hier was die stem van God stil. Die aand eet Jesus die brood, en die volgende dag, toe word dit wat oor is, geoffer. Vang jy dit? Hulle het dit geëet, die vorige aand het hulle vleis geëet, en dit wat oor is, het hulle die volgende dag geoffer. Die Here Jesus het daardie aand die brood geneem en geëet. Die volgende dag is die lam geoffer. So die offer is klaar gedoen. En die Here Jesus vervang. Die Here Jesus verander die liturgie en hy vervang die vleis met die brood. Hoekom? Dan sê die Here Jesus, wanneer julle hierdie brood eet, wanneer ons hierdie brood breek, is dit my liggaam wat vir julle gebreek is. Dit dui vir ons op die Nuwe Testament. Die Nuwe Testament het as te ware aangebreek daar, toe hulle daar die laaste Pasga geniet,
En die Here Jesus kondig dit aan. Hierdie bloed is die Nuwe Testament. In my bloed dring daaruit tot my gedagtenis. Eksodus 12 vers 13 sê, maar die bloed sal vir julle 'n teken wees. Onthou die woordjie sakrament, teken en seël. En daar staan, en die bloed sal vir julle die teken wees. En die volgende oggend, of daardie nag, as die doodsengel by jou verbygaan, en hy sien die bloed, maak nie saak of jy Jood of nie Jood was nie, as hy die bloed gesien het, het hy verbygegaan. Maar as hy die bloed nie gesien het nie, dan het hy ingegaan en die eersgebore kind het gesterf. Maar nie net die eersgebore kind nie, as die pa of ma ook die eersgebore kind was van sy familie, dan het daar die pa en ma ook gesterf. Dat daar word beskryf in Eksodus, dat daar was nie in een huis van die Egiptenaars, wat daar nie 'n dooie in was nie. Die sakrament moet bekragtig word. 'n Sakrament is 'n instelling, maar dit moet bekragtig word. Die sakrament het hulle die aand voor die tyd gehou. En daardie sakrament is bekragtig aan die kruis. Toe die offer gebring is daar aan die kruis. Toe word die sakrament bekragtig. En die bloed en die liggaam is vir ons gebreek en gevloei. Die nagmaal is nie die Pasga nie, maar die nagmaal is die begin van die Nuwe Testament. Die teken en seël dat die wat Jesus aangeneem het, dat die wat deur Jesus weergebore is, 'n nuwe lewe kan hê. So dit is vir kinders van die Here, vir bloedgewastes, vir hulle wat kan sê, ek het op 'n stadium my hart en lewe oorgegee vir die Here, en die Here het gekom en die Here het my lewe verander. Daarom kan ons met die grootste liefde en begeerte dan vanmôre van die nagmaal gebruik. Teken en seël dat die wat Jesus het die lewe. 1 Johannes 5 vers 11 en 12. Dit is geskryf aan julle wat glo in die naam van die Seun van God, dat julle kan weet dat julle die ewige lewe het. Wie die Seun het die lewe. Maar wie die Seun nie het nie die lewe nie. Daarom is die kerk streng en waak oor die tafel, sodat iemand dit nie op 'n onwaardige wyse gebruik nie. In Korintiërs 11 vers 29, want wie dit dan op 'n onwaardige wyse gebruik, eet en drink 'n oordeel oor hulle self, terwyl hulle die liggaam van die Here nie onderskei nie. Daarom is daar onder julle baie siekes en swakkes en 'n aantal het ontslaap. Dis 'n groot storie. Dat 'n mens nie 'n oordeel oor jouself drink nie. Ons kyk verder na Ou Testamentiese gebruike om vir ons hierdie gebruik van die nagmaal te verduidelik. Eerste was Eksodus 12, die lammetjie wat geslag is. Tweede verhaal in Levitikus 16, die groot versoendag. Die groot versoendag. Vers 7 lees ons daar dat hulle moes 2 ramme neem, en die een moes geslag word en sy bloed gebere word, en daardie bok moet dan op die brandstapel gaan en hy moet as 'n sondeoffer geoffer word. Geheel en al moet hy geoffer word. Daardie een. Maar die ander ene bietjie anders.
vers 11 moet aan Aaron dan die sondofferbul wat vir hom bedoel is, laat aankom vir sy huis om versoening te doen. So hierdie groot versoendag was dan om 1 keer 'n jaar te doen. En hulle het daar die een ram gevat, geoffer, sy bloed geneem, en van sy bloed op die ander bok gesprenkel. En dan het die hoofpriester sy hande op daardie ander bok gelê. En dan het daardie hoofpriester 1 keer 'n jaar as te ware die sonde van die volk op hierdie bok gesit. En wat het hulle dan met hierdie bok gedoen? Hulle het hom dan in die woestyn ingejaag. En hy staan bekend as die sondebok. Baie keer dan sê ons kinders, jy is die sondebok. Waar kom die sondebok vandaan? Van Levitikus 16 af. Waar hulle sonde as te waar op hierdie bok gelê het, die een wat skuldig was, asof hulle dan onskuldig is, want die sonde is op die bok gelê en die bok is die woestyn ingejaag. En dan het hulle daar die ander bloed wat oor was gevat, en net die priester mag eenmaal 'n jaar in die allerheiligste ingaan om die voorhangsel, en dan van daardie bloed gaan neem en dit sprinkel op die deksel van die ark. Die Engels beskryf dit as die mercy seat. Vers 2 van hoofstuk 16. En die Here het aan Moses gesê, spreek met jou broer aan Aaron, dat hy nie te eniger tyd moet ingaan in die heiligdom nie, binne die voorhangsel, voor die versoendeksel van die ark, wat in die ark is, sodat hy nie sterwe nie, want ek verskyn in die wolk op die versoendeksel. So daai word genoem die allerheiligste. Niemand mag daar ingaan, nie eens om skoon te maak nie. Maar net die hoofpriester 1 keer 'n jaar, want God sê ek is daar. En dan moet hy 1 keer 'n jaar eers vir homself versoening bewerk met God, en dan ook die bloed besprenkel vir die versoening van die volk. Nou met die volk se sondes, dan bely daar voor die Here. So is dit elke jaar gedoen. Nou die Engels praat van, hy het die bloed gesprenkel op the mercy seat. By ons is dit is dit die versoendeksel, maar in Engels the mercy seat, die genade troon waar hy het op moes besprenkel. En hierdie gaan dan in vervulling, en ons lees daarvan en die verduideliking daarvan in Hebreërs. Lees ons die verduideliking van dit. Hebreërs hoofstuk 9 lees ek vir u vanaf vers 11. Maar Christus wat opgetree het as hoofpriester, so hier op die kruisiging het die Here Jesus dan opgetree as hoofpriester van die toekomstige weldade, het deur die groter en volmaakte tabernakel, wat nie met hande verrig is nie, dit wil sê wat ook nou aan hierdie skepping behoort nie. Jesus het ook nie met die bloed van bokke en kalwers nie, maar met sy eie bloed. Aaron moes die bloed van die lam neem en dan eenmaal 'n jaar voor God verskyn, om dan met die bloed van lamme en ramme dit voor God te besprenkel. Maar Jesus met sy eie bloed eenmaal,
Nie eenmaal 'n jaar nie, maar net eenmaal. Maar met sy eie bloed, eenmaal ingegaan, in die heiligdom, as 'n ewige verlossing teweeggebring. Want as die bloed van stiere, en bokke, en as, van 'n vers, wat vir die verontreiniging besprenkel, heilig maak tot reiniging van die vlees, hoeveel te meer, as dit wat in die Ou Testament gebeur het, heilig en gerein was, hoeveel te meer, sal die bloed van Christus, wat homself deur die ewige Gees, wat homself deur die ewige Gees, aan God sonder smet geoffer het, julle gewete reinig van dooie werke, om die lewende God te dien, en daarom is hy middelaar van 'n nuwe testament. Hy's middelaar van 'n nuwe testament, sodat terwyl daar 'n dood plaasgevind het, vir die verlossing van die oortreding onder die eerste testament, die wat geroepe is, die belofte van die ewige erfenis kan ontvang. So die woord sê vir ons dan dat die Here Jesus het daar die hoëpriester geword, wat ingegaan het, nie met iemand anders se bloed nie, maar met sy eie bloed, daar aan 'n kruis, is hy geoffer. En het hy dan daar die sonde van die wêreld op hom geneem. So voor daardie oomblik is daar, wil nie oordryf nie, maar miljoene offers gebring. Miljoene lammetjies is geslag, wat heenwys na die volmaakte lam. En daar aan die kruis het Jesus almal van die verlede wat hom aangeneem het, almal van die hede wat hom aanneem, en almal van die toekoms tot by die wegraping, het hy hulle almal se sonde op hom geneem. Hulle wat hom sal aanneem. Nou wil hy dalk sê, hoe? Een diens, toe was daar 'n man wat opgespring het in 'n Engelse prediker se diens. Toe hy oor hierdie gedagte praat. Nou spring op en sê, wil jy vir my sê dat hierdie Jesus sy een kruisdood het al die sonde gedra van die verlede, hede en toekoms? Het jy 'n idee hoeveel mense daar is? Het jy 'n idee hoeveel sonde in die mens doen? Dis onmoontlik dat een mens die sonde van die wêreld kan dra. En die prediker sê vir hom, you proved my point, so shut up and sit down. En hulle besef die groot werk wat die Here Jesus daar aan die kruis gedoen het. Die prys is betaal. Die derde gedagte, die bekragtiging van hierdie sakrament. Waar is hierdie sakrament bekragtig? Ja, tussen 12 en 3 daardie middag. Daar op Golgotha, daar aan 'n kruis vasgeslaan. Daar is hierdie sakrament bekragtig. Die seël en alles daar opgesit. Jesus sê die uur het gekom. Dan sê die Here Jesus 'n verdere woord, hy sê, niemand neem my lewe van my weg nie. Ek lê my lewe neer en ek sal my lewe weer optel. Ons dink hy het hom gekruisig, maar die Here Jesus het gesê, ek lê my lewe neer vir my skape. En hy sê, ek sal dit weer optel. In ander woorde, hy sal homself in 'n mate weer opwek. Die krag wat hy het, alle krag, is aan hom oorgegee, aan hierdie seun van God. Pilatus in Johannes 19 vers 10, terwyl ons so praat van mag en krag, sê Pontius Pilatus
toe die Here Jesus hom nie wil antwoord en sy saak stel nie, sê Pilatus vir die Here Jesus, weet u nie, dat ek hierdie mag, ek, Pilatus, het die mag, om u te laat kruisig. En ek het die mag, om u te laat gaan. Wat dink u sê die Here Jesus vir hom? Jy het geen mag nie. Al mag wat jy het, is deur my Vader aan jou gegee. En Pilatus het gesidder. Hy het gevrees. Want hy het gedink, hy het die mag. En hier sê die koning, jy het geen mag nie. En Pilatus laat hier die bord maak, bo die Here Jesus. Dit is die koning van die Jode. En die owerpriesters, die Jode, kom by Pilatus en sê, hoekom het jy daar die teken opgesit? Dis nie wat ons glo nie, jy moet sê, dat hy sê, hy is die koning van die Jode. Pilatus het klaar geskryf, hy is die koning van die Jode. Almal het daar verbygestap. En die Fariseërs en Sadduseërs roep uit en sê, ons het geen koning nie, behalwe die keiser. So kwaad raak hulle. Onthou, hier die Jode, het hulle self gesê, ons is kinders van Abraham, ons is die ware volk, God is ons koning. Hulle het dit bely, hulle het geglo, want Jesus doodgemaak het, want God is hulle koning. En nou gaan ons so ver om te sê, okay, God is nie meer ons koning nie, die keiser is ons koning. Vat uit weg, daai koning. Nou hulle verloon hulle eie God, om die Romeinse keiser te verhoog as koning. Jesaja 53 beskryf vir ons bietjie van wat Jesus deurgegaan het. So u weet, Pilatus het hom toelaat gesel, dat daar nie meer velle op hom oor was nie. Die woord sê vir ons dat hy het nie meer soos 'n mens gelyk nie. Hy het nie meer die gedaante gehad van 'n mensekind nie. Nou, hoe moet jy iemand slaan totdat die persoon nie meer lyk soos 'n mens nie? En hulle het penne, nie net spykers nie. Noem Chris praat gister, spykers se dalk kon uittrek. Maar hulle het groot stukke staal gebruik, heel waarskynlik met washers, sodat die persoon terwyl hy daar hang, se hande en voete nie uitgetrek het nie. So daar was penne deur hom gedryf, om hom daar aan 'n vloekhout te hou. En soos om Chris ook gister preek, dat sy liggaam wat oop geskeer is, daar aan 'n kruis, het gehang teen 'n growwe kruis. Het jy al 'n seer gehad, en dan moet niemand daaraan vat nie, want daai seer is seer. En as iemand aan dit vat, dan spring jy deur die dak. En die Here Jesus met daardie oopgeskeerde rug, en dan elke keer as hy wou asemhaal, moes hy homself optrek teen daardie spykers. Ek lees vir Jesaja 50 vers 6. Ek het my rug gegee vir die wat my slaan. So sy rug het hy gegee vir die wat hom slaan. Die wange vir die wat hare uitpluk. En ons weet hulle het die Here Jesus se baard uitgepluk. My aangesig het ek nie verberg vir smaathede en bespiewing nie. Hulle het hom in die gesig geslaan. Hulle het hom gespoeg. Hy is verneder. Maar dit alles
was nie die seer van die kruis nie. Die seer van die kruis was die oomblik toe hy uitroep, my God, waarom het U my verlaat? Het Jesus nie geweet dat die Vader gaan hom verlaat nie? Of het hy dit uitgeroep sodat die wat daar staan het kan hoor en het kan neerskryf? As een van die 7 woorde wat hy aan die kruis uitgespreek het. En hy roep, maar Psalm 22 dink ek, roep hy uit, en dit gaan in vervulling, en van daardie oomblik af het dit donker geword. Hoekom? U ken die teks in Numeri 6. Die Here sal jou seën en jou behoed, die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genade gee, sy seëninge. Maar aan die ander kant, die Here sal sy aangesig van jou verberg, vir jou wat die vloek. En Galasiërs 3 vers 10 tot 15 beskryf vir ons dat Jesus moes 'n vloek geword het. Ons gaan op 'n ander stadium meer na daardie teks kyk. Maar ons lees ook hier in Jesaja 53. Hy was verag en deur die mense verlaat. 'n Man van smarte, bekend met krankheid, ja, soos een vir wie 'n mens sy gelaat verberg. Hy was verag en ons hom nie geag nie. Nogtans het hy ons oortreding op hom geneem, ons sonde het hy gedra, ons smarte. Weet jy wat smarte? Smarte is depressie, angs, hartseer. Jesus het ook dit, jou smarte, jou gemoed, daar op 'n kruis gedra. Nogtans het hy ons krankhede op hom geneem, ons smarte het hy gedra. Maar ons het hom gehou vir een wat geplaag deur God geslaan en verdruk was. Maar, vers 5, hy is terwille van ons oortreding deurboor. Terwille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Vers 10 sê, maar dit het die Here behaag, dit het die Vader behaag, om hom te verbrysel. Hy het hom krank gemaak. Vader het sy seun gekruisig. 2 Korintiërs 5 vers 21. Hy het hom, wat geen sonde geken het nie, sonde gemaak. Dis die ergste van die kruis, is dat Jesus is sonde gemaak. Nie so seer die slaan nie, nie so seer die spykers op die kruis nie, maar die sonde, moord, verkrachting, al die sondes wat daar is, maak nie saak hoe lelik dit is, die Here Jesus op sy liggaam geneem. En hierdie vlekkelose, skone lam van God, moes die sonde van die wêreld dra, hy is dit gemaak, hy sonde gemaak, hy so hanteer asof hy die sonde gedoen het, sodat ons die lewe kan kry, 'n lewe vir 'n lewe. En wanneer het in die Ou Testament het die lammetjie gesterf? Wanneer sy bloed uit is. En die bloed het gevloei. Ek wil 'n laaste verhaal vertel in die Ou Testament van as daar iemand was wat iemand geld geskuld het. En dan moes hy homself aan daardie ou gee vir 'n sekere aantal jare om as slaaf hom dan te bedien. So hy moes homself gee as 'n slaaf en hierdie ou het hom gaan dan gebruik vir daardie 5, 6, 7 jaar vir hoeveel geld hy hom geskuld het om dit dan terug te werk. En as daardie slaaf 'n vrou ontmoet in daardie tyd en hy trou haar en dis dan sy bruid en hulle het selfs kinders saam,
En hierdie ou het klaar gewerk by die eienaar. Klaar sy jare diens gehad. Dan kan hy gaan. Maar sy vrou en kinders mag hy nie saamvat nie. Hy moet hulle, hy moet sy bruid, hy moet eers werk om sy bruid los te koop. Weet jy wat? Die Here Jesus het die prys betaal vir sy bruid. Daar aan die kruis. Toe hy uitroep, Tetelestai, dit is volbring. Die prys vir my bruid is betaal. Ons laastens lees hier in Korintiërs hoofstuk 6 vers 19. Of weet julle nie dat julle liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees wat in julle is, wat julle van God gehoor het, en dat julle nie aan julle self behoort nie, want julle is duur gekoop. So wanneer ons vanmôre die nagmaal gebruik, dan dink ons daaraan dat Jesus het ons met 'n duur prys gekoop. Want julle is duur gekoop, verheerlik God dan in julle liggame en in julle gees wat aan God behoort. Liewe vriende, ons behoort nie meer aan onsself nie. As ons gered is, dan is ons duur gekoop en ons behoort aan die Here Jesus. Ons is duur gekoop deur sy bloed. Die lewe was in die bloed en die lewe is gegee vir ons. Die brood het geword my liggaam. So wanneer ons eet ons nie vleis nie, maar ons eet die vervulling daarvan. Die lam is geslag. En nou geniet ons die Here Jesus. Vandag is 'n dag van groot hartseer. Want Jesus is gekruisig. Maar vandag is 'n dag van groot blydskap. Want Jesus is gekruisig. Vir my, gekruisig vir my, gekruisig vir my, daar aan 'n vloekhout, gekruisig vir my. Mag u hierdie fees vier, mag u in hierdie tyd die Here dien, en sien dat Eksodus 12 het in vervulling gegaan. Levitikus 16 het in vervulling gegaan. Die bloed is eenmaal in die heiligdom ingegaan. Jesus het in die heiligdom ingegaan. En die bekragtiging van hierdie sakrament was gedoen daar op 'n kruis op Golgotha. Vir u en vir my. En ons is duur gekoop deur die bloed van die Here Jesus. Mag u hierdie bloed van die Here Jesus en sy vlees eet en dit lief hê. Benny, kan jy vir ons daardie lied speel? Benny, speel vir ons 'n lied, kom ons luister daarna. En dan by die laaste vra ek vir die diakens om vir ons die tafel in gereedheid te bring. Baie dankie.